Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in die naam van ons wonderlike Here Jesus. Hy bly dan maar vir ons spesiaal en kosbaar. Vanmôre praat ek met u oor daardie beloofde boodskap, naamlik die stryd tussen die vlees en die gees. En ek het baie gou besef, dit gaan hopeloos te lank wees as ek hierdie boodskap in een deel gaan hanteer. So ek praat volgende week eintlik oor die oplossings vir hierdie probleem. Skriftuurlike oplossings, soos wat ons in die woord vind. Hoe word ons van hierdie probleem verlos? En hoe kan ons hiervan verlos word? Dit is belangrik, as jy nou vanmôre se boodskap luister, wat baie interessant is, dan dink ek sal jy verstaan, dat ons almal deur hierdie stryd gaan. Die stryd tussen die vlees en die gees. En 'n klein lettertjie gees, dis my eie gees, wat stry teen die vlees. En ek wil regtig vanmôre hoop en vertrou dat hierdie boodskap vir u baie spesiaal sal wees. En ek lees twee gedeeltes vanmôre. Die eerste een is in Galasiërs 5 en die tweede gedeelte is net enkele verse uit Romeine 8 waar ons so 2 weke gelede gelees het. En dis waarvandaan hierdie gedagte eintlik gekom het. Maar baie kosbaar en ek wil regtig vertrou dat hierdie woord vir u baie spesiaal sal wees. Ons lees in Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot vers 25. Daar skryf Paulus, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. En dan lees ons in Romeine 8 vers 1 en vanaf vers 5 tot 8. Vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En dan sê vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Baie belangrik om te praat oor hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Vader, elke keer as ons die woord so lees, dan besef ons het met 'n wonderbare woord te doen. Dis God se woord. Dis sy geskrewe woord. Dis die hart van God wat tot ons spreek wanneer ons in die Bybel lees. En vanmôre weer het ons gelees oor hierdie skrif wat so duidelik vir ons leer. Daar is 'n stryd in elke kind van die Here se binneste. En dit is daardie stryd tussen die vlees en die gees. En baie keer dan wen die vlees en ander kere dan wen die gees. En ons is swak en ons weet nie hoe om te oorwin nie. En daarom wil ons regtig bid, Here, dat U in hierdie volgende 2 boodskappe regtig tot ons hart sal spreek,
dat u self die leermeester sal wees. U woord is dit wat ons wil ondersoek vanmôre. En ons vra o Heilige Gees, dat u die pad saam met ons sal stap, terwyl ons vanmôre oor hierdie onderwerp praat, as u wil is, en u spaar ons lewe ook volgende week, en dat u ons sal help om oorwinning te kry oor die vlees. Baie dankie, ons bid dit in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, met danksegging. Amen. Ek hou 2 verse uit ons geleesde gedeelte aan u voor. Al 2 verse is natuurlik uit Romeine 8, vers 6 en 7, waar daar geskryf staan, want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. So daarom is dit belangrik om van die vlees verlos te word. En sê in vers 8, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Praat vanmôre oor hierdie uiters belangrike onderwerp, en veral in kinders van die Here se lewe. En dit is naamlik die stryd tussen die vlees en die gees. Nou vriende, die Nuwe Testament fokus verstommend baie op die stryd tussen die vlees aan die een kant en die gees aan die ander kant. Die vlees verwys natuurlik na daardie gedeelte van 'n mens se lewe wat nog nie deur God se gees, met ander woorde deur die Heilige Gees beheer word nie. Of ons kan sê ook nie ten volle aan die Heilige Gees gehoorsaam is nie. Want as ek nie ten volle aan die Heilige Gees gehoorsaam is en aan hom weggegee is en aan hom onderdanig is nie, dan sal ek altyd 'n stryd hê met die vlees. Die vlees is ons menslike en sondige natuur waarmee ons gebore word, wat nog worstel met die ou sondige gewoontes en natuurlik ook die invloed van ons sondige gedagtes en ons sondige begeertes vanweë 'n onrein hart. Wanneer ons hart nie rein is nie, dan worstel ons met die sondige invloed en die sondige begeertes, en daarom gee ons baie keer aan die sondes toe. Niemand is natuurlik onmiddellik nadat hulle die Here Jesus as hulle verlosser en hulle saligmaker leer ken het en die Heilige Gees ontvang het toe hulle Jesus aangeneem het, volkome die Heilige Gees ontvang het nie. Niemand van hulle is volkome heilig direk nadat hulle kinders van die Here geword het nie. Want die ou sondige natuur stry nog teen die wil van God en teen die woord van die Here. Die wil van God is dat ons heilig moet lewe, dat ons geen sonde moet doen nie, dat ons volmaak moet wees, want daar is ook 'n opdrag, en ons het al daaroor gepraat, dat ons die volmaaktheid moet najag. So dis die wil van die Here, en die woord leer vir ons hoe moet sy kinders lewe, heilig en toegewyd. Dis wat ons leer in Hebreërs 12 vers 14. Daar staan geskryf, en terwyl ek hierdie skrif gelees het, het dit so tot my hart gespreek, want dis 'n baie kosbare gedagte. Daar staan, jaag die vrede na met almal. Jaag ons regtig die vrede na met almal. Probeer ons om met alle mense in vrede te lewe. Al is hulle ook vir ons kwaad, doen ons moeite om daardie vrede weer te herstel wat daar was, of die onvrede dan nou te herstel. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Kom ek verduidelik, vriende, my heiligmaking en u heiligmaking het begin die dag toe ons God se kinders geword het. Daar het ons pad van heiligmaking begin. My hele lewe is 'n proses van heiligmaking, is 'n pad van heiligmaking. Elke dag probeer ek om so naas moontlik aan die wil van die Here te lewe en om werklik heilig te lewe. En ons moet ook nie vergeet dat die Satan ons steeds versoek op elke moontlike manier, omdat hy ons swakhede en lewe voor ons redding geken het nie. Voordat ons by Jesus uitgekom het, voordat Jesus ons siele uit genade gered het, voordat ons sy kinders geword het,
was die Satan baie bewus van ons lewe. Hy weet hoe ons gelewe, hy het ons lewe geken, hy het ons swakhede geken, en hy bly steeds bewus met ons ou lewe. En daarom leer ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees dan nugter en waaksaam. Hoekom? Want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou soos God se kinders, en hy het net een passie, en een visie, en dit is om ons te verslind, om ons te verskeer, om ons geestelike lewens te vernietig. Vriende, wat dink u verskaf aan die ou slang, wat die duiwel en die groot verleier genoem word, wat verskaf aan hom meer vreugde, as om daarin te slaag, om God se kinders te laat struikel, en te sien, hoe hulle aan sonde toegee. Daar's niks, vriende, daar's geen ding in die lewe, dink ek, in die lewe van die Satan, wat vir hom soveel vreugde verskaf, om te sien hoe dat kinders van die Here terugval in sonde doen en teen God sondig nie. Hy verlustig hom daarin as 'n kind van die Here, wat gewas is en gereinig is in die bloed van die lam, Jesus Christus, en wat vrygespreek is van die ou sondige lewe. Hy verlustig hom daarin as hulle struikel en weer in sonde val. Dis vir hom lekker om te sien dat ons aan sy versoekings toegee en dat ons weer in sy mag beland. Die woord noem hierdie innerlike geestelike stryd wat kinders van die Here ervaar, die stryd tussen die vlees en die gees. Onthou, daar's 'n stryd hier binnekant. Daardie stryd word later beter en makliker om dit te verstaan en te beheer. Maar daar's 'n stryd hier binne, want ons is steeds mense. Terwyl die Here Jesus alleen daar in die tuin van Getsemane natuurlik geworstel het met die sondebeker, want hy moes die sondebeker drink waar die vuilste, lelikste, vieslikste sonde ingeskink was. En hy moes daar die sondebeker drink, want hy moes die sondes van die wêreld op hom neem. Jou sondes, my sondes, die wêreld se sonde op hom neem. En hy was ook deeglik bewus van die pyn en die lyding wat hy moes deurmaak. En daarom het hy sy 3 naaste disippels wat saam met hom dan die tuin van Getsemane toe gegaan het, naamlik Petrus, Jakobus en Johannes, het hy van hulle verwag om eenkant te bly en te bid en te waak, dat hulle vir hom sou bid, dat God aan hom, sy Vader aan hom genade sal gee in sy stryd, waarmee hy geworstel het. Maar hulle was nie eers 1 uur in staat om wakker te bly en te waak in die gebed nie. Ons lees dit, luister na Jesus se woorde, Matteus 26 vers 40 en 41, en hier praat hy nou met hierdie 3 baie naby disippels van hom. Hy sê, daar staan geskryf, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Julle was nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie, dat julle nie in versoeking, hy sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Interessant wat die Here Jesus hier vir hulle sê, want hy het geweet wat gaan hulle stryd vorentoe wees. Hulle gaan alleen wees, Jesus word weggeneem. En Jesus ervaar nou daardie stryd van versoeking en aanslag. En daarom sê hy vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Nou dis die eerste plek in die Nuwe Testament waar ons hierdie stelling, of ons kan sê hierdie vergelyking tussen die vlees en die gees vind. Waar Jesus gesê het, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jesus maak hierdie stelling baie duidelik aan sy 3 disippels, en ek en jy moet dit altyd onthou. Die gees mag gewillig wees, mag sterk wees. Ons dink hy is soms sterk, maar die vlees is swak. Met ander woorde, dit verwys na ons menslike
kwesbaarheid en dit wys hoe broos en swak ons vlees is, vriende. Ons grootste stryd is dikwels hierdie menslike swakheid en ons feilbaarheid waarmee ons gedurig worstel of waarmee ons gedurig te doen kry. Die feilbaarheid van die mens. Dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons baie keer soos het Paulus ook sê. Nou ons wil so graag sterk wees, maar dan ervaar ons dat ons eintlik swak is. Want die swakheid van ons vlees maak dat ons dikwels faal, dikwels toegee aan die duiwelse versoekings en aan sy misleidings en sy eise. Tog weet ons baie goed, vriende, dat ons slegs met 'n sterk drang, heel eerstens, 'n sterk drang of begeerte, en die wil om oor ons swakheid van die vlees te heers, hierdie stryd teen die vlees kan aanpak. Nie in eie krag nie, maar die wil moet teenwoordig wees. Daarom fokus ek op hierdie gedagte. Die wil, ons moet die begeerte en die wil hê, 'n sterk drang hê, om oor hierdie swak vlees van ons te kan heers. En die Here stel ons verder in staat. Die Here ken ons stryd. Paulus leer ons iets van hierdie innerlike en vleeslike stryd vanuit sy eie ervaring, waarvan ons lees in Romeine 7 vers 14 tot 20. Hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is. Nou skryf Paulus uit sy eie ervaring. Hy sê, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. 'n geweldige ding wat Paulus sê, ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Hy praat van, hy kom uit 'n ou sondige natuur, en hy worstel steeds daarmee, vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Nou sê hy, maar wat ek haat om te doen, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, sê Paulus, die sonde wat in my woon maak dat ek dit doen. Dit wil sê, in my vlees woon daar niks goeds nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hoor weer, wat sê hy? Hy sê, want om te wil, ek wil dit nie doen nie, ek wil goed doen. Hy sê, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Die sonde wat in my woon. Daardie sondige natuur, sondige geaardheid waarmee ek gebore is, maak dat ek gedurig doen wat ek nie wil doen nie. Dis die stryd van die vlees in my binneste. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die rede waarom ons as kinders van die Here soms vir jare steeds worstel met hierdie stryd? Watter stryd? Die stryd waar die vlees en die gees teen mekaar stry. Wat maak dat kinders van die Here vir jare worstel met hierdie innerlike vleeslike stryd, die vlees teen die gees? Vriende, die Here het my so kosbaar gelei in die voorbereiding van hierdie boodskap. Ons het 4 vyande in hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Die eerste is daardie sondige natuur waarmee ons gebore word. Ek het nou net vir u gelees waar Paulus gesê het, dis die sonde wat in my woon. En dis waar ons eerste vyand is, daardie sondige natuur waarmee ons gebore is. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal van ons het gesondig. Almal van ons word in sonde gebore. Daar's geen mens wat sonder sonde gebore word nie. Daar's geen volmaakte mens op die aarde nie. En ons het 'n sondige natuur, of ons dit nou wil weet of nie, ons het dit.
Ek het nou die dag so gedink aan hierdie vers, en hy is nou daar op my gedagtes, en dis Psalm 58 vers 4, wat sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Maar die tweede deel van Psalm 58 vers 4 is vir my baie spesiaal. Hy sê, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Kindertjies is sommer klein, dan hoor jy hoe lieg hulle oor iets wat hulle gedoen het. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Mense lieg oor wat hulle doen. Hulle lieg oor die waarheid. Romeine 6 vers 19 sê, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van die vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Hy sê, ons het ons lede gestel, ons liggaam gestel, tot wetteloosheid en tot onreinheid, het ons liggame gestel, en baie keer doen mense dit steeds, nadat hulle kinders van die Here geword het. Hy sê, so moet julle nou, julle lede diensbaar stel, aan die geregtigheid tot heiligmaking. So ons eerste vyand is baie duidelik, daardie sondige geaardheid, daardie sondige natuur wat ons ontvang het, soos Paulus sê, die sonde wat in my woon, ons word daarmee gebore, dis ons eerste vyand. Die tweede vyand is die vleeslike begeertes en die innerlike drange om die vlees te bevredig. Ek wil dit weer vir u noem. Die vleeslike begeertes en die innerlike drange om die vlees te bevredig. Jy weet, dit is toch snaaks hoe dit werk. 'n Mens kyk na iets en jy sien dis verkeerd, jy mag dit nie doen nie. Kom ons vat die voorbeeld van pornografie. Daar's baie mense so verslaaf aan pornografie. Hulle sien net iets op die selfoon of op die rekenaar, wat hulle weet, ek mag dit nie kyk nie. Maar onmiddellik is daar 'n stryd, 'n innerlike stryd, en daar's 'n vleeslike begeerte, wat nou bevredig moet word. En dan kyk hulle dit. En dan verval hulle in daardie verskriklike sonde wat 'n vloek op hulle lewe plaas. Kom ons kyk, wat is die eienskappe van die vlees, of die werke van die vlees. Galasiërs 5, waar ons vanmôre gelees het, vanaf vers 19 tot 21, spel dit vir ons uit. Daar staan geskryf, en die werke van die vlees is openbaar, met ander woorde bekend gemaak, naamlik oorspel, hoerery en onreinheid. Hy begin met hierdie onrein sondes, oorspel. Daarom sê die Here Jesus waarsku, hy sê, as jy na 'n vrou gekyk het om haar te begeer, het jy reeds egbreek gepleeg in jou hart. Oorspel, hoerery. Hoeveel mense is nie vasgevang in hierdie onrein sondes nie, wat oorspel pleeg, wat hoerery pleeg. Hulle is getroud, maar hulle hoereer met ander mense van die ander geslag. Onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, daardie vleeslike ding, van ek stry maklik, ek word gou kwaad, ek wil altyd beter wees, en ek wil altyd onskuldig wees, vyandskap, twis, jaloersheid, hoe baie keer is mense nie, die een jaloers op die ander nie, toornigheid, word kwaad, sê die woord, word toornig, maar sondig nie. Toornigheid bring sonde na vore. Naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns. Dis baie keer afgunstig op iemand wat suksesvol is, en ek is nie so suksesvol nie. Moord is, word ook hier geklassifiseer deur Paulus as vlees. Ek pleeg moord om my sin te kry. Dronkenskap, brassery, dis die vlees. En die vlees word mense dronk. Hulle tree soos barbare op. Brassery, mense eet te veel. En dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie beerwe nie. Waarna verwys Paulus? Hy het geskryf in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11. Hy sê, moenie dwaal nie, geen oreerders. Hier begin hy weer met die onreinheid. Geen oreerders, jy mag nie oreer nie. Jy mag nie buite die eg
met iemand anders 'n verhouding hê nie. Of afgodedienste, of afgodedienaars, of egbrekers. Hoorie, weer eens, egbreker, wellustelinge, is mense wat in hulle wellus toegee aan seksuele oortredings en seksuele dade. Of sodomiete, verwys na homoseksueles. Dis die vlees wat bevredig word, diewe. Jy steel van iemand anders en jy wil dit wegsteek, jy doen dit in die geheim, en as jy een keer gesteel het, dan hou jy aan om te steel. Ons het altyd gesê, as die man kan lieg, kan hy steel ook. Gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, kwaadsprekers, sondes waarin ons verval. Ons word gedurig, die vlees is te swak, ons kan dit nie weerstaan nie, ons moet van iemand kwaadspreek, terwyl die Here sê, ons mag van niemand kwaadspreek nie. Rowers, hy sê, geen een van hierdie sal die koninkryk van God beerwe nie. Nou kom Paulus, en hy sluit homself, en hy sluit ander geroepenes van die Here, en hy sluit jou en my, en hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, gewas in die bloed van die lam Jesus Christus, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van onsse God. Vriende, toe ek op kweekskool gekom het, by daardie ontvangs het ons 'n week se konferensie gehad, dis nou in ons eerste jaar, toe ons daar begin het, en daar het 'n dominee gepreek, 'n godsman, hy is lankal oorlede. Toe praat hy van hoe maklik ons klein dingetjies doen, maar die vlees bevredig daarin. Hy sê ons steel van mense, ons vat van mense wat nie ons in is. Hy het nou hierdie voorbeeld genoem, hy sê, hy koop enige pak klere, en hy sien toe daar's 'n pragtige koppiespeld binne in die baadjie vasgesteek. En hy stap uit, en toe hy buite kom, toe hoor hy die stem van die Here vir hom sê, daardie koppiespeld, wat in daardie baadjie is joune nie. En hy trek dit uit, en hy gaan sit dit voor die vrou wat by die til gewerk het, gaan sit hy dit neer, en hy sê, ek is jammer dame, ek het hierdie koppiespeld, het ek wederregtelik gevat, en ek bring dit terug, bely, dat ek het verkeerd gedoen het. Hy sê, daardie vrou het hom versla aangekyk, 'n koppiespeld. En so werk die Here met ons, soms daardie klein dingetjies, ons dink moet altyd 'n groot saak wees. Hy vertel van 'n man wat hy na die Here toe gelei het, hy het iewers op 'n dorp in die bediening gestaan, ek dink dit was in Kreersdorp, en daar lei hy 'n man na die Here toe wat op die myn gewerk het. En hy preek oor sonde, hierdie dominee. Hy sê, en daardie man kom by hom, hy sê, dominee, ek het 'n verskriklike stryd. Hy sê, my hele motorhuis is vol gereedskap, wat ek van die myn af weggedra het. Hy het te doen gehad met die gereedskap van die myn, hy het seker aan voertuie gewerk, of ander masjinerie, en hierdie dominee sê van, broer, daar's nie keuse nie, jy moet net eenvoudig, jy moet hierdie goed terugvat na die myn toe, dis nie joune nie, jy moet dit gaan bely, jy moet dit terugvat en sê, ek het hierdie goed gesteel. Hy sê, dominee, jy verstaan nie, is omtrent 'n bakkie vrag vol gereedskap wat ek gesteel het, so oor die jare. Hy sê, broer, dis jou keuse, jy gaan nooit vrede kry in jou hart nie, jy gaan nooit met God groei nie, jy gaan nooit 'n pad van heiligmaking kan stap, solank dit tussen jou en die Here staan nie. Hy sê, maar dominee, wat maak ek? Hy sê, kom ons bid saam, die Here vir jou sal lei en sal sterk maak om te gaan bely, en alles terug te vat. En daardie man het nou omtrent geworstel daarmee, uiteindelik het hy al die gereedskap op sy bakkie gelaai, hy het na die mynbestuurder toe gery, en hy het vir hom sy saak gaan vertel. Hy sê, ek het die Here leer ken, die Here het my oortuig van al daardie gesteelde artikels in my motorhuis, en ek het dit teruggebring. Hy sê, so, wel, ek gaan seker nou my werk verloor. Hy sê, daai mynbestuurder sit aan die ander kant van daardie lesenaar, met groot oë. Hy sê vir hom, nee wat, hy sê, jy kan maar alles terugvat, is reg. Hy sê, maar ons sal jou nie aankla nie, want dan moet ek myself ook aankla, want ek sit ook met eiendom van die myn by my huis. Jy sien, so werk dit, dis die getuienis ook vir 'n ander man. En so is daar baie dinge in ons lewe, dis die klein dingetjies. 'n ander man kom tot bekering, selfde situasie, waar hy sê,
ek sit met 'n hamer wat ek by vorige myn waar ek gewerk het gesteel het. Maar die myn bestaan nie meer, hy het toegemaak. Die dominee sê vir hom, vat daai hamer, gooi hom daar in die skag af. Dis nie joune nie. Jy moet hom terug besorg waar hy hom gevat het. Vriende, so moet die Here ook vir ons leer. Die pad van die vlees is om af te lê, om klaar te kry, om te bely, om te breek en reg te maak met die Here. Ons derde vyand is die Satan, wat geen luiaar op sy kop het nie, maar oortyd werk om ons te verlei. Hy is altyd besig om kinders van die Here te verlei. Dit het hy met Jesus gedoen, nadat Jesus vervul is met die Heilige Gees, en deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei is. Vir 40 dae en 40 nagte was die Here Jesus alleen met die Heilige Gees in die woestyn, maar die Satan was daar, en hy het dag en nag, sonder ophou, die Here Jesus versoek, vir daardie 40 dae, en probeer om Jesus van God af weg te lei, om hom te verlei, sodat Jesus aan hom moes toegee, nie voor hom moes buig, en hy het ons gesê, dan sal hy vir Jesus baie mag gee. Jesus het nie toegegee nie. So, hy werk dag en nag, ook om jou en my te versoek. Hy sal nooit ophou om ons te versoek nie, vriende. Hy het net een visie en missie, en dit is om God se kinders te verlei met sonde. Jakobus, die broer van die Here Jesus, sy aardse broer, het in Jakobus 1 vanaf vers 13 tot 15 geskryf oor hierdie versoeking van die Satan. Hoor hoe skryf hy? Hy sê, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So geen versoeking kom van die Here af nie. Baie duidelik is dit gestel in die skrif. Dis die Satan wat versoek en verlei. Vers 14 sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggelok en so weggesleep en so verlok word. Deur sy eie begeerlikheid. Dis wat ek net nou gesê, daardie innerlike stryd teen die vlees, om nie aan daardie begeertes van die vlees toe te gee nie. Hy sê hierso, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, as ek eers 'n begeerte ontwikkel het vir 'n saak, om sonde te doen, baar dit sonde, en as die sonde tot die volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Daar is net een straf vir sonde, en dis die dood. Vir die ongeredde mens, maar vir die kind van die Here, 'n bittere stryd in sy siel. Daarom moet ons breek met alle sonde. Die Satan ken jou ou lewe. Hy ken jou swakhede van die verlede. Joune en myne ken hy. Hy weet waar lê ons swakpunte. Hy weet wat het ons gedoen in ons ou verlede voordat ons Jesus leer ken het. Luister na hierdie skrif in Openbaring 12 vers 10 is daar 'n baie kosbare skrif wat sê hoe die Satan nag en dag voor die Here kom staan om jou en my as sy kinders aan te kla. Daar staan, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Wie is die aanklaer van ons broeders? Die Satan. Die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Wanneer jy daar as kind van die Here voor jou rekenaar sit in jou studeerkamer, niemand weet waarna jy kyk nie, maar jy kyk daar na pornografie, of jy is besig om met iemand anders te korrespondeer, wat totaal en al verkeerd is, en jy weet dis sonde, jou gewete is by jou, en die Heilige Gees is in jou, dan sal jy aangekla word deur die Satan in die middel van die nag voor God, en dan sê, kyk wat doen jou kind, kyk wat doen jou kind, sê vir die Here. Die vierde vyand van ons, vir die
stryd in die vlees, tussen die vlees en die gees is die innerlike geestelike stryd en ons gewete wat ons help om eerder na die stem van die Heilige Gees te luister en te doen wat God sal behaag. En dis in 'n sekere sin ons vyand, as ek dit so kan stel. Want aan die een kant is die vlees, hy trek een kant, en die gees wat my oortuig dat ek nie mag nie, dat ek sonde doen, en nou het ek 'n stryd met my gewete. So, daar's nou 'n stryd tussen my gewete, want ek weet die Here wil iets anders van my hê, en die Heilige Gees oortuig my van 'n ander lewe, 'n geestelike lewe, maar ek is nog vleeslik, ek wil eerder ook aan die vlees toegee. Nou het ek 'n geweldige stryd in myself, om te luister na die stem van die Heilige Gees, en om te doen wat God behaag. Vir die kind van die Here is dit 'n gewetenssaak, om nie aan die vlees toe te gee nie, maar na die stem van die Heilige Gees van God te luister, wat ons altyd oortuig van sonde, en ons leer om te doen wat waarheid en reg is. So, ons weet, hoe klink die stem van die Heilige Gees? Ons weet wanneer is dit die Heilige Gees van God wat met ons praat. En ons moet luister en gehoorsaam wees. In Galasiërs 5 vers 16 en 17 staan daar geskryf, maar ek sê, wandel deur die Gees, die Heilige Gees, staan hoofletters geskryf, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ons weet, ons moet aan die Heilige Gees volkome oorgee, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis 'n gewetenssaak. Dis 'n gewetenssaak. Die Heilige Gees werk in my as kind van God, want hy woon in my, en hy wil nie woon in 'n hart wat onrein is en nog sonde doen en sonde bedink nie. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, en daarom is 'n groot deel van ons pad saam met die Here 'n gewetenssaak. Dis 'n gewetenssaak. Mense vra, hoe sal ek weet wanneer is dit sonde? Ek vra, pla dit jou? Pla dit jou as jy lieg? Pla dit jou as jy steel? Pla dit jou as jy na 'n ander vrou of 'n ander man kyk? Pla dit jou as jy iets doen wat sonde is? Ja, dit pla my. Dis 'n gewetenssaak. Die grootste deel van ons pad saam met die Here is 'n saak van die gewete. As ons die Heilige Gees in ons het, dan weet ons wat reg is, ons weet wat verkeerd is, want die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom getuig Paulus oor sy gewete in Handelinge 23 vers 1, hy sê, en daar staan geskryf, en Paulus het die oë op die raad, die Joodse raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot nou toe. Wat sê hy vir hulle? Ek is nie skuldig nie, ek is onskuldig. Daar's niks verkeerd in my lewe nie, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. By 'n ander geleentheid sê hy, ek en die Here is getuie. Paulus sê iets baie belangrik in Galasiërs 5 vers 17, hy sê, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar vriende, ek is amper klaar, beteken dit dat God se kinders nooit van hierdie stryd verlos kan word nie. Hierdie stryd waar die vlees en die Gees teen mekaar stry. Beteken dit ons kan nooit daarvan verlos word nie. Beteken dit ek sal my lewe lank as kind van die Here worstel met 'n vleeslike stryd, waar ek dan toegee en dan oorwin, en dan toegee en dan oorwin. Beteken ek sal nooit verlos word van hierdie sonde nie, van hierdie innerlike sondige natuur of stryd met die vlees nie. Nee, beslis nie, vriende. Beslis nie. Onthou die mag en die wil om die vlees te oorwin is in jou hand. Dis eintlik in jou mag, kan ek sê, en daarom wil ek vir u verduidelik aan die hand van die swart en die wit hond teorie. Ek dink u ken daardie teorie. Hulle vertel van 'n boer wat 2 honde gehad het. Hulle gedurig was in hulle geveg met mekaar. 2 terriers
'n witte en 'n swarte. Soms wen die witte en soms wen die swarte. Maar toe besef hy hou meer van die witte hond en toe gee die witte hond beter kos as die swarte. En toe bly die witte hond wen wanneer hulle in 'n geveg is. Nou vriende, dit gaan daaroor. As jy die swart hond in jou lewe meer voedsel gee, meer kos gee, as jy hom meer sy sin gee, sal hy elke keer jou lewe oorheers. Die swart hond is die duiwelse invloed, is die bose natuur, is die sondige geaardheid wat ek ontvang het. As jy aan hom gedurig toegee, sal jy nooit die waarheid kan oorwin nie. En die waarheid is lewe in Christus. En om met die gees van die Here vervul te wees en onder sy beheer te wees. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, maar alleen in die krag en die hulp van die Heilige Gees. En natuurlik ook die instaatstelling van die Here Jesus wat sê, want ons is tot alles in staat deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Ons is tot alles in staat deur Jesus wat vir jou en vir my die krag gee om die vlees te kan oorwin en in die gees voluit vir hom te kan lewe en heiligmaking na te jaag. Volgende week gaan ek met u praat oor die stappe en ek gaan dit stap vir stap uit die woord van die Here hanteer hoe ons van hierdie stryd verlos kan word in ons lewe. Hierdie vleeslike stryd. Daar's 'n kosbare pad wat ons vind in die woord van die Here. Hoe ons verlos kan word van die vlees en die stryd teen die vlees in ons geestelike lewe. Maar vriende, vanmôre se boodskap is dat jy moet weet, daar's geen verskoning vir om aan die vlees toe te gee nie. As jou wil sterk genoeg is en jy gehoorsaam wil wees aan die Heilige Gees en God wil behaag, dis al die eerste stap om daar te kom waar die Here jou wil hê. Mag die Here genade gee dat u hierdie saak nie hier sal afsluit nie, maar dat u volgende week ook hierdie boodskap wat hierop volg sal luister en mag die Here ook in u lewe sy kosbare Godgewerkte doel bereik om u te verlos van die stryd tussen die vlees en die gees. Mag God genade gee. Amen. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ons sê vir verskriklik dankie vir hierdie woord, want ons weet almal wat beteken hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Dankie dat u vir ons vanmôre kom leer het van wat is die gevare in ons geestelike lewe wat maak dat daar 'n stryd is tussen die vlees en die gees. En volgende week gaan u vir ons leer hoe om daarvan verlos te word met die stappe wat ons vind in die woord. Help ons Here om uit te sien ook na volgende week se boodskap en dat u ook met ons dan sal praat. Seën ons in hierdie dag en in die week wat voorlê en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag u regtig besef, as jy 'n probleem het, het jy nodig om ook volgende week se boodskap te luister. Here het gepraat, die Here se woord is kosbaar en die Here is ook die naprediker van sy woord. Mag hy tot elke hart spreek deur dit wat u vanmôre gehoor het. Seën vir u, seën ook vir die week wat voorlê. Totsiens.